ingeskakel is. Welkom hier op die eerste Sondag van die nuwe jaar. Ons wil graag vir elkeen van julle baie geseënde nuwe jaar toewens 2021. Mag dit 'n meer geseënde jaar wees as 2020. Ek wil daarom net vinnig sê, Davie Kutse is verlede Sondag aand oorlede onverwags. Ons dink aan Kobie en aan haar kinders. Hulle het so 'n onthou byeenkoms Dinsdagmôre om 10:00. Ons dink aan hulle en ons dink ook aan baie van ons lidmate wat op die oomblik siek is in die hospitale en op die huis. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons is dankbaar dat ons voor U mag buig in die môre. Ons staan op die drempel van 'n nuwe jaar. Ons kyk terug oor die jaar wat verby is, wat vir ons 'n baie moeilike jaar was. Dankie vir U sorg, dankie vir U liefde, dankie dat U die onveranderlike was. Ons dank U Here vir al die seëninge wat ons ontvang het. Ons dank U dat ons in die begin van 'n nuwe jaar onsself in U hande kan stel vir die pad wat voorlê. Nou wil ons by die woord en uit die woord bemoediging vind vir die skof wat ons nou moet aanpak. Ons bid om die troos en die seën vir hulle wat hartseer is, genesing vir hulle wat siek is, seën al die families wat in die tyd bymekaar is. Ons vra dit alles in die Here se naam. Amen. Ek wil graag 'n versie lees uit 1 Petrus 1. Wees daarom verstandelik wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Aangesien julle hom as Vader aanroep wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam van God wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. Ek wil in gedagte met julle deel oor die waarheid van hoop. Die vraag wat by mense opkom die tyd van die jaar, die wisseling van die jaar is, hoe dink jy oor die toekoms? Hoe voel jy oor môre? Hoe voel jy oor 2021? Het jy toekomsverwagting? Voel jy gelukkig daaroor? Voel jy bang? Voel jy benoud? Of is jy opgewonde en positief? Het jy hoop vir 2021? Die vraag is natuurlik, waarop hoop jy? Miskien is 'n beter vraag, op wie hoop jy? Want sonder 'n lewende hoop is die toekoms vir ons maar donker. Want hoop is 'n toekomswoord wat ons intrek in die toekoms in en ons laat lewe met dankbaarheid. Sonder lewenshoop is die toekoms maar donker. As Petrus praat oor hoop en die res van die Bybelskrywers, dan praat hulle oor God. Oor wie God vir my is. Nou, vriende, daar is twee kante aan hoop, lyk vir my volgens Petrus. Die een kant is die Christelike hoop is enerzijds buite ons geleë. Dis geanker in God en wat hy vir ons gedoen het. Dis geanker in wie God vir my is. Ons menslike potensiaal is te min om ons elke dag die soort van hoop te gee wat ons laat uitsien na môre en na oormôre. Ons het nie die potensiaal in onsself om die Christelike hoop wakker te bly nie. Die Christelike hoop lê buite onsself. In vers 19 sê Petrus,
Julle is losgekoop en bevry van julle hooploosheid. Julle is losgekoop en bevry van julle hooploosheid. Efesiërs 2 vers 12 sê, buite Jesus is ons sonder God en sonder hoop in die wêreld. Dit is dus goed om te weet dat die standvastigheid van 'n lewende hoop lê buite my, lê by God. Maar daar is 'n tweede kant, lyk vir my, van die Christelike hoop. Hoop is ook tog in 'n sekere sin in ons hande. As Jesus Christus dan my hoop is, soos die Bybel sê, is die vraag nou, wat maak ek met die Jesus van die Bybel, die gawe van God? Wat maak ek met hom elke dag van my lewe? Petrus sê, vestig julle hoop volkome op hom. Hy is julle toekomsverwagting. Nou, vriende, as God dan my hoop is, as Christus dan die weg is na 'n beter toekoms en 'n hoopvolle toekoms, dan is die vraag, wat maak ek met hom? Of moet 'n mens dalk positief stel, as hy dan die lig is vir my, vir môre en oormôre, en die hoop vir die toekoms, draai na die lig toe. Draai na die hoop toe. As jy wil blom soos die sonneblom, draai jou na God toe. Vers 21 sê, julle geloof en hoop is op God gerig, om hoopvol te lewe, vir elke dag en vir 2021, moet my gesig na God gedraai wees. En elke dag nuwe vars hoop te kry, moet ek vars by die Here stil word, vir hom, vir elke dag van my lewe. Hy is my hoop. Hy maak die môres en die oormôres vars en nuut, en gee my die energie en die krag om hoopvol te lewe. Ek wil graag vir almal van julle baie geseënde 2021 toewens. Mag die Christelike hoop in jou lewe vaster wees en meer groei, omdat jy elke dag eers 'n bietjie vertoef het by die bron van hoop, God, wat ons hoop is. Ons dank die Here dat hy ons losgekoop het van ons sinnelose bestaan en ons hoop gee vir 'n beter toekoms. Hemelse Vader, ons is baie diep dankbaar dat die hoop buite ons geleë is, dat die sekerheid van die toekoms buite ons geleë is, want ons is feilbaar, ons is tydelik, ons is swak, ons is onbetroubaar, maar U is ewig en U is getrou. Help ons om ons te draai na die God van hoop, om hoopvol te lewe, sodat die Christelike hoop ons kan energie gee vir elke dag van 'n nuwe jaar. Seën elke individu, seën elke gesin, seën elke jong mens en elke kind, seën ons gemeente en seën ons land. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.